Goeiemôre gemeente. Het is lekker om julle almal vandag hier te sien en so op 'n lang naweek. Maar weet julle wat is ook vir my lekker? Om te sien hoe die seisoen verander. Ja, die winde waai ons bietjie weg die laaste tyd, maar daar's al klaar asof daar so 'n veranderingkie in die lug kom. En dis altyd hierdie tyd van die jaar wat vir my baie lekker is. 'n Nuwe seisoen, die lente, mense kan hom al so amper voel, né? Die lente wat op pad is en dan staan ek net altyd verbaas en ek besef, as die Here so presies elke seisoen, elke oomblik, elke sekonde in sy hand vashou, nê, en beheer, dan kan ek en jy mos rustig wees. Want ons lewens is ook in die Here se hand. En mag jy dit vandag so beleef. Elkeen wat hier is, elkeen wat aanlyn inskakel, al is dit net so 'n bietjie later, want ons sukkel nog steeds met die wifi of die fiber probleem met die kerk. Ek dink Marlene het al 200 oproepe gemaak, maar sodra ons dit uitsorteer sal dit weer direk wees, maar op hierdie stadium, dankie Marius dat jy opneem vir ons. En dan weet ons hierdie woord sal dan ook later op Facebook en op YouTube beskikbaar wees. So jy kan weer daarna gaan luister, of mense wat nou iewers vakansie hou, die lang naweek of weg is, hulle kan ook later daarna luister. Maar terwyl ek môre sê, kom ons groet mekaar. Die mense om jou, agter jou, voor jou, klap hulle so 'n bietjie op die skouer of op die rug en sê, dis lekker om jou te sien. Partykeer is dit goed om net jou hand so op iemand se skouer op te sit en net te sê, jy's hier, dis lekker, dat jy voel jy's deel van die gemeente. So baie welkom almal wat hier is. Ek het so 'n paar afkondigings, ons het nou nie by die deure ontvang nie, maar onthou asseblief, kom ons begin maar sommer daarmee, met die dakprojek. Daar was al heelwat bydraes, ons gaan, julle gaan verbaas staan, ek dink volgende maandag, moontlik, mag hulle al met die dak begin. So ons het baie, ons sê vir die Here baie dankie, ek praat nou maar uit my, so wat ek dink, dit kan dalk 'n bietjie verskil, maar ons moet al hier by die 187.000 rond wees, so of meer, of ek weet nou nie presies nie, maar dis die bedrag wat ons moes inbetaal, dan gaan hulle so lank die dak kan begin. So ons sal sien hoe hulle dit doen. Daar's twee maniere. Hulle kan blykbaar die havitaals net bo op hierdie dak sit, of hulle moet die bestaande teëls afval. Ons sal maar kyk watter rigting die ou beweeg. Maar hoe dit ook al sê, of ons gaan iewers sonder 'n dak sit of met 'n dak, maar ons sal julle maar so op hoogte hou. As dit sonder 'n dak is, dan gaan ons maar iewers daar in die veld met kerk hou, nê? Maak nie saak nie dan. Of sonder 'n dak kerk hou. Dan is ons die kerk sonder dak. Daar's mos 'n gemeentekerk sonder mure. Dan is ons die kerk sonder dak. Dink net hoe kan ons lof dan in die hemel in opgaan, in opstyg. So ek sien baie uit na dit wat gaan kom. So, maar baie dankie ook vir almal se hulp rondom dit. En dan is daar ook 'n baie spesiale verjaarsdag. Ek kan dit amper nie glo nie, maar Tannie Annie Blighnout vier haar 84ste verjaarsdag die 16 Augustus. So ons wil vir Tannie Annie ook sê baie geluk met die verjaarsdag. En dan op 'n meer ernstige noot, hartseer noot, ons het jou voorbidding nodig. Dis ernstig, weet julle. As ons so as 'n gemeente hier is vir mekaar, dan is dit so belangrik dat ons ook vir mekaar bid. En ek het net so 'n paar name wat ek vandag wil uitlig. Ek vra jou voorbidding vir Jan Skeepers. Hy's ernstig siek. So Maria weet, ons bid saam met julle. Die aneurysma in die aorta het gebars. Daar was nou 'n klomp daar was 'n groot operasie en op hierdie stadium nog kritiek. Kom ons sê stabiel, maar kritiek. En ons het regtig jou voorbidding nodig. So weet, ons as 'n gemeente is saam met julle. En ons kan net vir Jan op hierdie oomblik ook in die Here opdra. Dan ook vra ons jou voorbidding nog steeds vir Elfrida van der Merwe wat aansterk na daardie groot bloedklonte deur die long. Dit gaan al beter met haar. En dan ook Tannie Rachel Janse van Vuren. Ons weet die trauma waardeur sy gegaan het. Ons vra jy steeds jou voorbidding. En dan ook Marisa Spannenberg, wat sy gesondheid, ek glo, ek sien die Here se hand ook in haar lewe beter gaan. En dan op ons onkologielys, vra ons jou voorbidding vir Tannie Hetty Boshoff, vir Anton Erasmus, vir oom Martin Bronkhorst, vir Frida, en dan ook vir Zieg Gous. Dis almal
wat ons voorbereiding nodig het. En dan bid ons steeds ook vir Tannie Altale. Ons het laasweek genoem van haar seun wat oorlede is. Ons weet, dit is maar 'n lang pad. Ons dink ook in ons gebede steeds aan Tannie Alta en die familie. Dis almal op my voorbereidingslysie, so kom ons raak stil voor die Here. Kom ons beleef sy teenwoordigheid. En daar waar jy sit vanoggend, al is dit nog nie 'n oop dak nie, maar weer die hemel is oop, ons het toegang, Jesus se kruis, Jesus se opstanding maak dit moontlik dat ons nou direk voor die Here kan staan, in sy teenwoordigheid. En dit wat nou op jou hart is, sê dit vir hom, kom ons raak stil voor hom. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend direk met U mag praat. Ons mag sê, Here Jesus, soos U ons leer bid het, onse Vader, wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Here, en dis ons harte vanoggend. Ons kom buig voor U. U wat op die troon sit, en terwyl ons voor U buig, dankie Jesus dat U dit ook moontlik gemaak het, dat ons harte voor U mag oopmaak. Dit wat vandag swaar op ons harte lê, dat ons dit nou vir U mag gee. Ons bekommernis, spanning, seer, Here, ons gee dit vir U. En mag ons vanoggend ervaar, in ruil daarvoor kom U nou en U oorspoel ons met U vrede, en U liefde en U genade. U versterk ons geloof, Heilige Gees, dat ons weet vanoggend, ons is in veilige hande, wat ons behoort aan U, ons is gekoop met die bloed van die lam. En mag dit ons vrede wees, mag dit ons kalmte wees, ons rus wees vanoggend, om te weet ons is veilig in U hand. Here, en as ons so onsself in U hand plaas, dan bid ons Heilige Gees dat ons vandag U stem mag hoor. Here, kom werk met ons, kom vorm ons, kom maak ons soos U wil hê ons moet wees, kom leer ons. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy dit beleef vandag. Die Here is hier, hy's nie ver nie. Hy's hier en hy oorspoel jou met sy liefde en sy genade. Sy vrede, sy teenwoordigheid. Hoe het ons dit nie nodig nie, né? En ons mag maar net bakkant staan en ontvang, as die Here dit vanoggend vir jou en my wil gee. So kom ons loof die Here. Nou sal julle sien, ons het 'n one-man band vandag. 'n one-man band. Dis mos so 'n lang naweek, nou is almal weg. Ek dink, ja, Daniel preek by Delmas moedergemeente. Ek dink Springs Oos moet hom begin uit hier. Elke keer as hy iewers gaan preek, moet hulle ons betaal. Dink julle ook so, nee? Dan kan ons die dak vinniger reg kry. Nee, hy moet nou daar gaan uithelp vandag. Die dominees het nou agtergekom, hy mag preek, so hy's nou baie keer nie hier nie. Maar dan ook die res van die musiekbediening, lyk my vat so 'n ruskansie. Gelukkig is Francis hier. So kom ons loof die Here met ons one-man band en kom ons bring aan hom al ons lof, al ons aanbidding. So julle moet vandag sing, né? Dis nie 'n band nie, julle gaan moet sing. En kom ons loof die Here uit volle bors. Ons gaan net so, ek het nou vergeet, maar kom ons sing nou maar sommer 4 liedere, né? Ek wou hierdie een heel aan die begin sing. Ons sing U goedheid, Heer. Die goue anker het vir my gesê, Dominee, ons moet hom Sondag sing, so wie is in die goue anker? So kom ons sing hierdie lied. Ons loof die Here vandag met hierdie lied en dan gaan ons die ander ook maar sing. Dankie. Anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. Die
was die Bybelskool wat gevra het, maar kom ons loof ook die Here met hierdie wonderlike lied, Heer met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, want as die Here ons oorspoel met sy genade, sy liefde, dan kan ons nie anders as om te sê, met my hele hart, Here, is ek hier om aan U al my lof te bring. Kom ons sing hierdie lied, ons gaan so 2 maal dis net 1 versie 2 keer, en daarna kan jy bly staan. Dis net 'n one-man band, so die boeke kan val, hoor. Daar's niemand om te help optel nie. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan doen. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou sy kerkie bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig in die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan doen. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied is nietige klanke, deur kinders gebied, doch sien U
sluit ons af en dan jy sit ek in nie, maar vanoggend is ons tema oorwinning. Weet julle, baie keer moet ons opstaan teen die Goliats en die reëse in ons lewens. En dan is dit so wonderlik om te weet, ons redding, ons kan sê ons oorwinning, ons vryspraak, alles wat ons het, kom van ons God. So kom ons loof die Here. Ons redding kom van ons God, wat heers vanaf sy hemeltroon, en hy is die Lam, wysheid, heerlikheid, sterkte en mag, lof, dank en eer net aan hom. Hy is die Heer vir ewig en ewig, en hy regeer vir ewig en ewig. Hy is ons Heer vir ewig en ewig. Amen. En ons die verlostes getuig, deur woord en gees, lei hy ons, en ons roep dit uit, wysheid, heerlikheid, sterkte en mag, lof, dank en eer net aan hom. Hy is die Heer vir ewig en ewig, en hy regeer vir ewig en ewig. Hy is ons Heer vir ewig en ewig. Amen. Hy is die Heer vir ewig en ewig, en hy regeer vir ewig en ewig. Hy is ons Heer vir ewig en ewig. Amen. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers en ons offergawes.
Nou, soos julle op die skerm kan sien, ons lees uit 1 Samuel 17. Onthou, verlede week het ons gelees uit 1 Samuel hoofstuk 16. Kan julle onthou? En ons het gepraat oor kinderlike geloof, en ons het gesê, daardie kinderlike geloof is daai elke dag treukie vir treukie saam met die Here, waar jy leer om dieper te kyk, en waar God die heeltyd die middelpunt van alles is, né? En dis van daar af waar Dawid daardie kinderlike geloof glo ek in die Here gehad het. So by so, dat ons nou hier in 1 Samuel 17 kan sien, hy weet, hierdie oorlog, ons tema, behoort aan die Here. Om in 'n sekere sin met daardie kinderlike geloof, wat ek en jy te kan opstaan teen die Goliats in die lewe, want ons weet, hierdie oorlog behoort nie aan ons nie. Het gaan nie oor ons skills nie, het gaan nie oor ons vaardighede nie, het gaan nie eers hoe groot ons geloof is nie, dit gaan net oor hom, hierdie oorlog, waarin ek en jy elke dag baie keer gewikkeld is. Hierdie oorlog behoort aan die Here. Maar voordat ek lees, en voordat ons gaan lees, kom ons bid saam, en kom ons vra die Here ook vandag om hierdie woord vir ons oop te breek. So terwyl jy daar sit, kom ons maak ons harte oop en ontvanklik, en ons vra die Here om ook sy woord vandag vir ons te kom oopbreek. Ons Hemelse Vader, dankie dat U ons vandag wil kom leer. Heilige Gees, U wil ons toerus. U wil ons bekragtig met beloftes, U wil ons bekragtig met die woord. Want Here, ons weet U woord het gesag, en oral waar U woord verkondig word, is daar lewe, en U woord sal nie onverrig na U toe terugkeer nie. Here, wat U sê gebeur. En ook as U vanoggend met ons kom praat deur U woord, dan bid ons, Here, vir insig, ons bid vir groei, ons bid vir lewe. Ons bid vir 'n geloof wat net al hoe dieper en dieper word, omdat ons U stem gehoor het. En daarom wil ons vra, Here, sal U nou ook U woord vir ons kom oopbreek. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Maar voordat ek lees, wil ek net eers met so 'n vraagie begin. Dink gou aan jou lewe. Dink gou 'n bietjie terug, of miskien is dit op die oomblik. Wie was die grootste opponent in jou lewe vir wie jy nog te staan gekom het, né? Dalk was jy in graad 1 en daai graad 7 seun wat jou wou kom boelie het. Wie was jou grootste opponent nog ooit in jou lewe? Dink so 'n bietjie terug. Nou, ek is seker daarvan as ek hierdie vraag vir die Springbokke sou vra, dan sou hulle definitief gesê het die All Blacks. Ons kan maar kyk na die geskiedenis van rugby, né? Ja, ek weet Ierland is ook nou partykeer so 'n bietjie lastig hier aan die kant. Maar as ons na die geskiedenis kyk, dan was hierdie ouens definitief die Springbokke se grootste opponent nog gewees. Matrieks, as ek vir julle sou vra, wie is jou grootste opponent? Dan gaan jy dalk vir my sê, dis daardie wiskunde vraestel, of is die chemie vraestel, of is die algebra, fisies, ja, dalk die fisiese vraestel. Maar iewers is daar dalk ook 'n groot opponent, wat op hierdie oomblik voor jou kom staan. Nou matrieks en kinders, as ek vir julle paas en maas vra, kom ouers, kom ons wees eerlik, wie is ons grootste opponent? Ja, dan is ek seker daarvan, hierdie is een van die grootes wat baie keer voor ons kom staan, hè? Dit voel asof hy net alles wil vat. Alles wil vat. Jy, die lewe sou makliker gewees het sonder SARS in ons lewens. Maar ja, so is daar altyd hierdie groot opponente. Wat sê jy doen as hierdie ou voor jou kom staan? As hy op jou afstorm. Hy is bietjie groot, nê? Nee. Ja, hy sal selfs laat SARS na kinderspeletjies lyk. Maar iewers het ons almal die een of ander groot opponent wat voor ons te staan kom. Ook as dit kom by ons geloof, ook as dit kom by ons verhouding met die Here. En ons moet dit hoor vanoggend. Ek seker van almal van ons het 'n verhaal om te vertel. Daar's hierdie groot ding waarmee ons baie keer sukkel in ons geloofslewe, wat gereeld voor ons kom staan. Daardie ding wat eintlik jou Christendom en jou geloof 'n bespotting van wil maak. En kom ons wees eerlik, ons kry nie altyd hierdie opponent oorwin nie. En ons kan vir daardie ding 'n naam gee.
Ek het nou gevra jou grootste opponent, maar kom ons dink bietjie dieper. Wat is daardie ding wat soos 'n reus voor jou staan vandag? Wat voel maar jy kan hom net nie oorwin nie. Miskien is dit aggressie. Jy weet, woede, padwoede, daai meer wat net so opvlam. Miskien is dit verslawing. Daar's verskillende verslawings. Miskien is dit mammon, afgode in ons lewens wat 'n belangriker plek begin inneem as die Here. Miskien is dit ander goed, iets soos depressie wat voor jou kom staan. Of skuldgevoelens. Of minderwaardigheidsgevoelens. Jy weet, jy voel jy's nie goed genoeg nie. Dalk is dit onvergewingsgesindheid en bitterheid. Ek sien dit so baie, almal is Christene, maar daar's families wat mense nie eers met mekaar wil praat nie. Want is hierdie reus in hulle lewe wat besig is om van hulle geloof 'n bespotting te maak. Miskien is dit leuns, wat dit ook al mag wees. En jy het al hoeveel keer probeer teen hierdie ding opstaan, net om elke keer tweede te kom. En dan voel jy soos 'n mislukking. Want jy sien, baie keer daardie opponent vernietig ons getuienis, dit breek ons af as kinders van die Here, en dit wil baie keer ook ons verhouding met die Here vernietig. Ons verhouding met die Here laat afkoel of stil staan. Dit terwyl ek en jy sê ons is koningskinders, ons behoort aan die almagtige God. Dan voel dit baie keer, maar ons is nie koningskinders nie, want hierdie ding het ons in sy greep vas. Hierdie ding sit ons die hele tyd so in 'n skaakmat, of hy wil ons die hele tyd in skaakmat sit. Mense, en skaakmat, hoor mooi vir jou, nie eers skaak nie, nog minder skaakmat, is die Here se plan vir jou en my lewe. As ek en jy vandag hier sit, en jy weet, jy het Jesus se verlossing gevat, jy is gewas met die bloed van die lam, jy is kind van God, dan moet jy weet, het God jou geroep om in vryheid te gaan leef. Sonder hierdie Goliats in ons lewens. So ons is nie die slawe van een of ander ding wat ons gevange wil hou nie. Ons is kinders van die Here. En as ons dit vir mekaar sê, dan moet ons besef, wanneer hierdie Goliat voor jou staan, wanneer hierdie skaakposisie aanbreek, dan moet ons stop vir 'n oomblik en sê, weet jy wat, kom ek stop net gou vir 'n oomblik. Dit wat nou gebeur, dit wat nou met my gebeur, hierdie is die Here se oorlog. Ons moet onsself daaraan herinner. Want daar's 'n vyand, hoe sê Petrus, wat rondloop soos 'n brullende leeu, en hy wil ons verhouding met die Here vernietig. Ja, hy wil ons lewens vernietig. Jesus sê mos, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee, maar die vyand het gekom om te steel en te verwoes en te vernietig. En die vyand kom in die vorm van hierdie opponent, hierdie reus wat voor my en jou staan, baie keer. Nou ons skriflesing sluit vanoggend daarby aan. Kom ons lees so 'n klompie verse daar uit 1 Samuel hoofstuk 17, daai 7, daar het nou weer 'n een uitgeval, maar dit is 1 Samuel hoofstuk 17. Ek gaan lees vanaf vers 31. Wat nou gebeur? Ek gaan nou nie alles lees nie, want dan gaan ons baie lankie sit. Maar die eerste 31 of die eerste 30 verse, wat het gebeur? Die Filistyne het ons nou gekom en hulle het kamp opgeslaan teen die Israeliete. Nou tussen die twee kampe is daar nou sê hulle 'n kleinerige vallei, nê? En vir 40 dae lank, wil ek amper sê, hou hierdie Filistyne die Israeliete gevange. Hulle kan niks doen nie, hulle weet hier's 'n aanval op pad. En vir 40 dae lank dan kom staan daardie Goliat mos nou daaronder en sê, ja, as julle my kan oorwin, stuur 'n man uit Israel uit, as daardie persoon my kan oorwin, dan sal ons julle slawe wees, maar as ek hom gaan verslaan, dan gaan julle ons slawe word. En elke keer as hy daar uitkom, dan bewe die Israeliete se broek, hulle is bang, hulle weet nie wat om te doen nie. Nou in daai selfde tyd stuur Dawid se pa Isaia om na die slagveld toe, want sy broers is ook daar, en
Isaai wil maar bietjie hoor hoe dit gaan en hy stuur nou vir ou Dawid, jy kan gelees met ek wil net maar sê met kaasbroodjies, met 'n klomp brood en kaas en goeters en gaan kyk net of dit nog met hulle alright gaan. En dan kom Dawid daar en dan hoor hy nou hoe hierdie reus Goliat te kere gaan. So op hierdie 40ste dag, dan kom Dawid nou daar aan en hy hoor al hierdie goed. En dan lees ons, hy vra eers vir die manskappe, hierdie ou is besig, hy sê, Dawid sê vir hulle, hy's besig om die linies van die almagtige God te verkleineer. Hoe laat julle dit toe? So en hy vra dit vir almal. Sy broer raak naderhand vies vir hom en hy wil vir Dawid stil maak, maar Dawid kan dit nie glo dit wat hy sien nie gebeur nie. Dat die volk van die Here hier in vrees staan en dat hierdie ou hulle verkleineer en dat hy eintlik die Here verkleineer. En Dawid sê dit vir hulle, hoe kan julle dit toelaat? Dan die woorde wat Dawid gesê het rigbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid